Ok, julle, hierdie termyn begin ons met reguitlyn grafiek en julle sal dit herken van die ou spinnekop sommetjies van graad 7 en 8 waar ek insette gehad het, daar 'n reël hier plaasgevind en daar was uitsette. Nou wat ons nou hierdie jaar gaan doen is ons noem hierdie grafieke. Ons gaan dit wat ons gedoen het voorstel op 'n kartetiese vlak. Nou hier is 'n oulike voorbeeld hiervan. En jy gaan hierdie kan onthou in die regterkant wat jy nou gedoen het. Ek dink net voor in termyn 2 dalk iewers waar jy letterlik die insette en die uitsette, jy moes die uitsette uitgewerk het waar jy letterlik hierdie insette gou in my oorspronklike funksie of vergelyking gaan inprop het om die y-waardes te vind. Kom ons vee net gou hierdie uit. Okay. So in die plek van x, ek net so maak. In die plek van x het jy nou hierdie waardes ingesit. En ek dink julle almal mooi daarmee reggekom. Jy vat y is gelyk aan 2, jy haal die x uit, jy vervang hom met min 2 plus 2, so hierdie is min 4 plus 2 is gelyk aan min 2, en dan is min 2 ingesit, en dan gaan jy dieselfde doen met min 1, jy gaan dieselfde, jy gaan daarin doen, so dit moet almal gou doen, dan is min 1 hier ingeprop, so hierdie was min 2 plus 2 wat 0 is, dis 0 daar ingesit, ensovoorts, so kom ons maak dit net geklaar, en dan sit ek min 1 of 0 daarin, so hierdie is 0 plus 2 wat net 2 is, prop dit hier in, en dan gaan ons gaan weer hier naartoe, ons vervang gou 1 daarin, 1, so hierdie is 2 plus 2 wat net 4 is, en ons laaste enetjie gaan prop ons net gaan die 2 in, ons is die 2 daarin, so hierdie is 4 plus 2 wat net 4 plus 2 wat net 6 is, dat is die 6 hier in gaan sit. Okay. En dis wat ons sou gedoen het, ons het hierdie tabelletjie voltooi, en dis hierdie metode se naam juist, die tabelmetode. So wat ek gaan doen is, ek gaan die tabelmetode gebruik om hierdie funksie, of hierdie reguitlyn grafiek te teken. En nou raak 'n bietjie triekie, maar dan moet jy net mooi kop hou. Ek gaan net hierdie 2 wat die nulle is, wat ek net so maak, hierdie 2 gaan ek net een kant toe skuif nou. Okay. Kom ons begin eintlik met hulle. X is min 1, kom ons druk 'n call. Want die met nulle in is eintlik maklik. X is min 1, daar druk ons 'n call. En dan dit was hierdie ene gewees, waar x min 1 is, en dan waar y 2 was, druk ons 'n call. Okay, so dis nou daai enetjie. Okay, kom ons gaan nou met die enetjie waar x min 2 is, dis hier, en dan is y min 2, so dis daar, nou het ek 'n call gekry, waar x 2 is en y min 2, ek hoop jy dit ook maak sin, en dan die volgende ene waar x 1 is, x1 is y 4, okay, waar x1 was, is y 4, ek hoop daai maak sin, en dan waar x2 is, hierso is hy 6, so waar x2 is hy 6, en dan prot ek net gou af, en dan van hier af gaan ek, en ek gebruik net my liniaal, en ek trek 'n reguitlyn deur al daai kolletjies, en daarom noem ons dit 'n reguitlyn grafiek, en dan volgende jaar gaan ons dit 'n reguitlyn funksie noem. Okay, so ek het die tabelmetode gebruik, om hierdie te teken. Okay, nou tabelmetode is in graad 8 'n belangrike metode, in graad 8 en 9, ons leer met tabel te doen, maar daar's 'n nuwe metode die jaar, in graad 9, wat ons noem die dubbel afsnitmetode, so dis nog enetjie, die dubbel afsnitmetode. En hy is eintlik die meer populêre een, as mens nou aangaan na graad 10 en 11 toe en 12, waar ons letterlik 2 goed gaan doen, en ons vat die funksie, 2x plus 2, en jy doen 2 sommetjies. En die 2 somme wat ons doen is, ons stel eerstens vir x gelyk aan 0, en ek gaan nou vir jou sê hoekom, en tweedens stel ons vir y gelyk aan 0, gaan nou vir jou sê hoekom. Okay? Kom ons doen dit eers. So ons vat die funksie, ons maak vir x0, so ons maak net vir x0 plus 2,
So hierdie is 0 plus 2, so y is net gelyk aan 2, en ons maak ook vir y0, so hierdie is 0 is gelyk aan 2x plus 2, die 2 kom oor, waar het 'n min 2, ons gaan vir x oplos, dan gaan ons gou deel met 2 aan albei kante, so x gaan min 1 wees, en kyk nou hoe maklik is dit te teken. Ek gaan nou net hierdie wat ek nou hier neergeskryf het, gaan vir my teken. Okay, kom ons daai het ons nou in rooi geteken, hierdie gaan ek sommer net in blou teken. Okay, waar y2 is, nou kom ons gaan na 2, daar's 'n kol daar, en so dis nou hierdie kolletjie hier, is hierdie stukkie wat ek geteken het, en waar x min 1 is, dis die kolletjie hier, so ek kan dieselfde lyn teken, ook met die dubbel afsnitmetode. So hy is die meer populêre manier om dit te teken, want dit is baie vinniger, jy maak net vir x0 en y0, en dis eintlik net 'n alternatief, vir die tabelmetode, okay, so, dit is eintlik baie eenvoudig, die dubbel afsnitmetode, jy maak vir x0, druk 'n kolletjie, maak vir y0, en druk 'n kolletjie. Nou ek wil graag nou gaan hierdie blou uitvee, want ek wil net werk gaan met die rooie, okay. So dis die twee metodes wat ons het, eintlik baie voor die voorhand lig het, en al wat ek nou moet doen is, daar's 'n potensiële paar vrae wat ons kan doen. En die eerste vraag is, al hierdie punte, kom ons gee hulle name. Ons sê hierdie is punt A, hierdie is punt B, hierdie is punt C, hierdie is punt D, hierdie is punt E, en hulle sê, skryf die koördinate van die volgende punte neer. Okay, nou, jy kan eintlik baie maklik gaan doen, ek gaan dit sommer hier doen, A, en dan gaan ons 'n koördinaat hê, B, en 'n koördinaat. Nou, 'n koördinaat word gesplit deur 'n kommapunt. Kom ons in A. A, wat was sy x gewees? So as ek afgaan hier na toe, sy x was 2. Dan vul ek dit in. Wat was sy y gewees? Kyk net sien toe, sy y was 6. En was dit 6? Ja. So dis nou hierdie koördinaat hier. So dis eintlik daai punt. So eintlik kan ek sê, al hierdie punte, hierdie is almal net koördinate, ons noem dit geordende pare, hulle word eintlik net 'n lot koördinate. Al hierdie word net koördinate. So ons kan gou B doen, ons doen eers sy x is 1, y is 4, dan kan ons C doen, C is dan eers sy x, sy x was smack op 0, en sy y was 2, ja, korrek. D is 'n koördinaat, D is, sy x was min 1, en sy y was 0, en so kan ook ons E doen, E is, sy x was min 2, en sy y was min 2, en daar het ek die koördinate van al hierdie punte uitgewerk. So hierdie hier is eintlik my geordende pare, wat uiteindelik koördinate is van spesifieke punte. Okay, so op die oomblik lyk dit nie moeilik nie, daar's net baie om in te neem op die oomblik, en om te onthou. Okay, so ek wil graag net gaan hierdie dubbel afsnitmetode hieronder uitvee, en ek wil 'n paar vrae vra. En ek wil net aan daai geordende pare kyk. As ek vir jou vra, waar sny hierdie tabel die x-as? Dan gaan kyk ek op die x-as, waar was y 0? Okay, so hy sny die x-as op min 1, want y is daar 0. En waar sny hy die y-as? Hy sny die y-as op 2, want op die y-as is x 0. Okay, so dis daai punt hier daar. So, kom ek doen dit net gou weer. So, jy moet onthou, en ek gaan nou gou vir jou sê hoekom dit so is. As ek 'n x en 'n y-as het, hier is my y is iemand afgaan, hier is x, en ek gaan nou soos 'n rooi streepie hier trek, ek kom van bo af onder toe, so kom hier was x3, en hier was x2, en hier was x1, en hier was, so y was 3, 2, 1, so as ons afbeweeg soontoe, op die y-as is x altyd 0, so op die y-as is x gelyk aan 0, op die x-as is y gelyk aan 0, 'n belangrike ding om te onthou. So wanneer ek die tabelmetode doen,
kan ek baie maklik die X en Y afsnit kry. Nou die X en Y afsnit beteken, dis die plek waar hierdie lyn die X-as sny, en hy sny hom tans hier, kom ons maak dit 'n ander kleur. Hy sny hom by -1, so daar is die X-afsnit, en die Y-afsnit is waar hy die Y-as sny. En wat is daai koördinate? Dit sal altyd hierdie twee wees wat die 0 in het. So wat op die X-as is Y altyd 0, en op die Y-as is X altyd 0. En dis hoe ons 'n grafiek gaan doen met die dubbel afstootmetode, as ook die tabelmetode.